ontdek die waarheid van die Bybel. Die boek Spreuke deel 132. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die eerste gemeente van Javashoa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het? Ek dink spesifiek aan Vasgevang in die Antichrist systeem. Dis 'n moedboek, dis 'n moedboek, dis 'n moedboek vir die tyd waarin ons lewe. Goed wat ek geskryf het 26 jaar gelede, is besig om presies tot vervulling te kom vandag. En dis nie omdat ek 'n profeet is om enigiets, inteendeel ek glo nie in profeetskap nie. Hebreërs 1 vers 1 sê, in die ou dae het Jahwe tot die mensdom gespreek deur profete, vandag spreek hy tot ons deur sy seun Javashoa. Alright. So jy belangstel in enige vrae het of enige iets wil weet, kontak ons by ons WhatsApp nommer 0722 367 124 of gaan na my webtuiste https://javashoa.co.za. As dit die eerste keer is dat u na die reeks kyk, is verskriklik welkom. Baie welkom. Gaan na deel 1 teken in sodat u die kennisgewings kan ontvang van al die verskillende studies waarmee ons besig is. Huislik noodsaaklik dat u ook inteken op YouTube sodat u al die verskillende kennisgewings kan kry van die verskillende boodskappe waarmee ons besig is. Pen en papier, uiters belangrik, notaboek. Ten minste in 1933 of 53 Afrikaanse Bybel of the Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rotterdam version, die een wat verbann is in die wêreld. Vergeet wat die spookpredikers vir jou sê. Hulle snyf hulle pistousties, so hulle weet nie waarvan hulle praat nie. Maar tot nou toe kon hulle my nog nooit gesê het waar is 'n boekwinkel in die wêreld waar hulle die boeke kan koop nie. Verstaan? Ek praat nie van by die wat noem hulle die Sacred Name mense nie. Hulle het Bybels wat hulle verkoop, maar dan moet jy die import duties en al die goed wat op die einde van die dag baie meer geld is as wat ek vra vir 'n Bybel. So, op die einde van die dag sou jy belangstel, laat ons weet. Gebruik daai Bybel, baie belangrik. Seatbelt of 2 belangrik. Kom ons bid saam. Vader Jahwe, baie dankie vanmôre vir die voorreg wat U vir ons skenk om weer by mekaar te wees. Dankie vir die salwing van die Ruach wat die bande breek. Die woord sê, dit is die salwing. Die bloed van Javashoa vergewe ons sondes en die salwing van die Ruach HaKodesh. Leer en lei ons in alle reg en waarheid en oortuig van sonde en ongeregtigheid en dit breek ook bande. Seën ons vanmôre terwyl ons as Javiste by mekaar is, deel van die bruid, om te hoor wat U vir ons wil sê. Vader, laat hierdie woord ingang vind in elke lewe. Ons bid dit in die mooiste naam, Javashoa, die naam bo elke ander naam. Die Javiste sê halleluja, halleluja. Baie welkom by ontbyt by Prof Hannes. Mag vanoggend se sessie vir U 'n wonderlike geleentheid wees. Halleluja. Boek Spreuke. Ons is by Spreuke 11 vers 15. Hy sê, baie sleg word iemand behandel as hy vir 'n ander borg gestaan het. Nou kyk, as jy wil moeilikheid hê, gaan teken borg vir iemand anders. Ek het selde dan ooit in my lewe gehoor dat dit werk. Sekere maatskappye, vanaand vroeër jare, jy het moeilike kar gekoop as iemand nie borg geteken het vir jou in die goed nie. Maar my pa het altyd gesê, voordat jy vir iemand borg teken, vat jy 2 pond hamer en slat jy op jou hand waarmee jy teken, slat jy op die bokant van jou hand met 'n 2 pond hamer, dat hy so geswel is dat jy nie kan teken nie. Die seer gaan regkom, maar as jy borg geteken het en daai ou loop jou deur, daai seer kom nooit reg nie. En weet jy wat? Dit verongeluk verhoudings vir ewig en vir altyd. Nou ja, baie van u dink aan dit wat ek nou sê, veral die ouer garde. Verkeer het ons hande gebrand deur borg te teken vir ander mense. As jy dit kan doen sonder 'n handtekening, sorry, ek teken nie borg vir niemand nie. En ek verwag niemand om borg te teken vir my nie. Inteendeel, hou ek nie daarvan om skuld te koop nie. So ek verwag nie iemand moet vir my teken nie. Die Bybel sê, baie sleg word iemand behandel as hy vir ander borg gestaan het. Dis nie dat daar geestelik met jou iets gaan gebeur nie. Dis nie dat daar geestelik met jou iets gebeur nie. Sê 'n geestelike sonde as jy vir iemand borg teken nie. Jy het probleme. Dis wat hy hierso sê. Koning Salomo sê, jy wil moeilikheid hê.
Sit jou hand op papier vir ander mense. Daai ding gaan boomerang. En weet jy wat, daar is niks makliker om verhoudings in die lug op te blaas nie, te vernietig nie, families uitmekaar uit te druk nie, as juis geld leen en bors staan vir mekaar. So hier's 'n waarskuwing vanmôre, kyk hoe werk die roog. Dalk is daar iemand wat op die punt staan, moenie. Mamma slat hom met die 2 pond hamer op die regterhand. Net seker maak, hy teken nie links nie, alright. En baie keer het gebeur dat mans gaan bord teken het vir sy broer of iemand wat sy vrou nie geweet het nie. Weet jy wat, op die einde van die dag het dit daai mense se huwelike gekos. Ek weet van dit. Ek was 'n pastoor vir 18 jaar. Ek weet waarvan ek praat. Ek het dit gehoor, dit ervaar. Baie sleg word iemand behandel as hy vir 'n ander bors gestaan het. Maar hy wat haat wie die handteken gee, is veilig. As u sê ek weier, ek haat dit. Jy kan my eerder nou haat. Oor 2 weke is jy weer alright met my. Maar dit gaan nie ons vriendskap mors nie. Dit gaan nie ons broederskap mors nie. Dis wat die woord sê, maar hy wat haat wie die handteken gee, is veilig. So, laat hulle jou maar eerder haat, broer. En jy haat om te teken. Daai haat is om jou te vrywaar. Maar weet jy wie trek die swaarste op die einde van die dag? Jou vrou en jou kinders. Dis wat dit is. Jy weet, en dis die ding, ek wil net sê, dis die goed wat 'n ou se vir baie jare gekortwiek het, wat in besigheid, as jy in besigheid is, moet jy bord teken, jy moet bors staan, jy moet paas staan. Wanneer die besigheid in 'n oordraal wil ingaan en hy dinge wil doen en goed. En partykeer is dit basies onmoontlik om sonder daai betrokke fasiliteite te herleef. Dit is wanneer jou cashflow en goed nie reg is nie. En dit moet gebeur. En vroeër jare was dit groot probleme gewees. Maar weet jy wat, soos wat die jare deurgaan, kom ons deur die, en dis hoe ek sê, die goed wat ons foute ingemaak het in die besighede jare terug. Ag, want is gou, is net vir 6 maande, is net vir 'n jaar. En dan? Vers 16 sê, 'n aanvallige vrou verkry eer. Aanvallige vrou verkry eer. Nou, daai is eintlik verkeerd vertaal. Dit is nie soveel 'n aanvallige vrou nie, maar 'n vrou wat haar stand kan staan. Daai aanvallig is verkeerd vertaal. Die aanvallige vrou verkry eer. Nee, aanvallige vrou is 'n probleem, broer. Soos 'n kraan wat drup. Die Bybel sê so 'n vrou soos 'n kraan wat drup. Hy drup. En daai klank maak naderhand jou mal. En partykeer dan jy kry mos mammies wat kan kekkel, wat kan nag. Ja, dis goed. Solank hulle kekkel, en weet jy, hulle is aan die gang, hulle is gesond. Grappie, gelukkig is pastorie kan nie in die ateljee nou nie. Sy is daar binnekant. Maar, 'n vrou, die Bybel sê, 'n vrou die vrou wat Jaffa dien, moet geëer word. 'n vrou wat Jaffa dien, moet geëer word. 'n aanvallige vrou veroorsaak later aan dat daar onderlinge striwelinge kom in hulle huwelik. Kekkel en kla en daar niks is reg nie, alles is verkeerd en verstaan jy ek sê? Dis 'n aanvallige. Dis een wat pik en nag en kik. Nou ek weet, jy het nie so 'n vrou nie en ek het nie so 'n vrou nie. Maar ek wil net iets sê. Maar dat ons nie perfekte vrouens het, is 'n feit. Maar weet jy hoekom? Kry nie 'n perfekte vrou nie. Want die man wat sy getroud het, is nie 'n perfekte man nie. Ons het altyd gesê, iemand het eendag gepraat, sê hulle dat die kinders, die pastoor, die stoutste kinders in die gemeente. Die pastoor se kinders is die stoutste in die gemeente. Ek het dit eendag gehoor, toe was ek nog 'n jong pastoor gewees, met die kinders jong. Toe sê ek, ja, maar is omdat hulle met die gemeente se kinders speel. Dis hoe die kinders die stoutste, die pastoor se kinders die stoutste. En dieselfde met die vrou. Maar weet jy wat, ek wil ook 'n ding sê hierso, en vanouds praat ek ook met die wat jare getroud is, en jy gaan met my saamstem en so. Deur al hierdie gekekkel en geneg en
Dit skaaf ook 'n huwelik. Ja, dit kan partykeer die huwelik deurskaaf, of so naby aan deurskaaf as jy kan kry. Verstaan? Maar dit vorm, dis die Afrikaanse woord, dit vorm ook 'n huwelik. 'n Huwelik wat net ja mamma, nee mamma, ja papi, nee papi, hy werk nie so lekker nie. Verstaan, die dag as daai huwelik 'n stamp en stoot kry, daar skielik 'n rots in die water is, big problems. Dis gewoonlik wat almal uit die boot uitval. Maar so, kom ons hanteer maar die dinges. Doen dit in die gesindheid en in die vrede. So, 'n aanvallige vrou, nee, sy verkry nie eer nie, daar is verkeerd vertaal. Geen vrou wat aanvallig is, kry eer nie. Sy kry eintlik 'n koue skouer, dis eintlik wat sy gaan kry. Maar 'n vrou wat Jaffa prys, sê die woord, sy moet geëer word. En kom ons eer ons vrouens, dis nodig. Ons eer ons vrouens. Ek sê baie keer vir Pastorika, jy's kosbaar vir my, eerstens as man, as mens. Ek weet nie hoe ek dit sonder jou sal maak ooit nie, ek weet nie. En tweedens, vir die bediening, is jy so uiters belangrik. Vir dit wat jy doen, in die navorsing, die kamerawerk, die blomme, die rykers, die tyd, dit is nie net sommer nie. Daar's baie dinge. Nagte wat sy sit en my help met navorsing en die goed, al vir jare, nie van vandag of gister af nie. En dit is die kwaliteite wat 'n mens kan sê, jy gaan net in 'n ander vrou sommer kry nie. Nie sommer nie. So ek wil vir julle manne sê vandag vanoggend, as jou vrou Jaffa saam met jou dien, moet jy haar eer. Jy moet haar vertroetel. Sê vir haar, jy waardeer haar. Sê en sy vir jou vrou vir jou goed is, sê vir haar jy waardeer haar. En so die vrouens ook. Sit jou arms maar om sy skouers en sê vir hom, jy sien wat hy doen, jy waardeer hom ook. Die ouens kan maar groot ouens wees van 100 kg plus. Ons almal het maar 'n hartjie, né? Klein hartjie. Ons almal het dit. En dit is goed om so nou en dan net bietjie ook te voel. Dis nie dat dit 'n moed is nie, dat ek daar is nie. Dit word waardeer. Elke een van ons. Ons is mens, weet jy wat? Dit is die ander ding van die bediening. In die bediening erken ons dat ons ook mens is. Ons as mens kan 'n fout maak. Ons wil nie 'n fout maak nie. Maar is moontlik om 'n fout te maak. Weet jy hoekom? Want ons is mens. Maar omdat ons mens is, het ons ook behoefte aan nabyheid. Vrou het nou behoefte aan haar man se nabyheid en die man het behoefte aan die nabyheid. En as die vrou nie vir haar man nabyheid gee nie, dan gaan soek hy dit by die buurvrou. Of by die auntie in die kantoor saam met hom. En dieselfde met die vrou. Broer, as jy nie jou vrou lief het en haar vertroetel nie, en vir haar sê jy waardeer haar nie. Weet jy wat? Daai ou met sy 36, 34, 22. Dis sy wallet size. Hy sê ou, pas op. En die Bybel sê, gee vir die duiwel geen plek nie. So hier is nou vanmôre 'n ding wat nou sê, 'n aanvallige vrou verkry eer. Nee, dis nie aanval. Sien hoe wil die duiwel kom in ons roof deur vertalings en hersienings. Jy kan ons nou dink, 'n vrou wat aanvallig is, nee, dit werk nie lekker nie. Maar wanneer ons in harmonie is, en kom ek nou sommer 'n ding sê, na al die jare se getroude lewe, geen voetjie vaar net so, van hierdie punt na daai punt nie. As hy nie so maak nie, dan is dit nie normaal nie. Dit hoef nie so te maak nie, en elke dag nie. Maar dit is ook belangrik om mekaar in alles te vind. En weet jy wat, wanneer ons Jafiste is, en ons in Jafashua wedergebore is, en ons saam Bybelstudies doen, en dis my uiters belangrik, dat my pastore, wie studeer, my studente, wie studeer vir pastore, ek sê altyd, bring jou vrou saam, ek sê vir die vrou, bring jou man saam, want daar's baie vrouens wat studeer vir pastore, meer dan die mans, en ek sê vir hulle, bring jou man saam, moenie hom daar onderlos en dat jy opgaan nie, want as jy daar bo kom, hy sê so, dan het jy probleem, en dan wil hy sy autoriteit afdruk, en dan het jy probleme, so bring ons saam, en dit was die fout in die kerke, toe ons pastore was,
Alles was vir die pastoor aangebied, kursus en seminare en goed. En die vrouens, hulle het by die huise gesit. En wat gebeur? Die manne het bo hulle vrouens uitgegroei, manne het bo hulle vrouens uitgegroei. Massiewe probleme, egskeidings in die bedienings gewees, hordes, omdat die man bo die vrou uitgegroei, verstaan? So, ek sê net 'n ding hierso, partykeer maak ons eie hartseer, ons veroorsaak ons eie probleem. Ek en pastoor Rika het 'n ding en dit werk soos 'n bom. Die een gaan nie iewerste sonder die ander een. En dis nie om mekaar op te pas nie, dis omdat ons mekaar geniet. Die mense wat ons ken, ons lag, ons joke, ons lewe, elke dag. En ja, dis nie elke dag moonshine en roses nie, maar ek wil vir jou een ding sê, kom ons stap die pad saam. En wanneer daar iets is, praat oor dit, kommunikasie, nou kom praat ek in die rigting. Kommunikasie is die grootste hegmiddel in 'n huwelik. Dis wat die huwelik by mekaar hou. En ek sluit af. 'n Peerlingpastoor het eendag gesê op 'n openligdiens, "The family that prays together, they stay together." So, probeer dit. The family that prays together stays together. Halleluja. Tot môreoggend, as Jaffa lewe en gesondheid spaar. Sy wil naby is, Maranatha. Jafashua kom weer. Halleluja.